Baie dankie, ons het 'n knap span daar agter. So die probleem is, en ek wil net sê, dis nie hulle skuld nie, is ons wat gister hier getrek en skuif het. So ek vat volle verantwoordelikheid vir daai fout. Maar ons bly ons is weer op die lug. Vir die van julle wat my net gehoor het, goeiemôre. Bly julle is hier so. Nou kom ons sing die volgende lied, hoor die blye engele lied aan die koningsseun gebied. Ons gaan die eerste, die tweede en die derde vers gaan ons heerlik saam sing. En ek gaan sommer vir u vra dat ons omstaande saam sing, en dan sluit ons die voorsang dan af met hierdie pragtige lied. Ons gaan die eerste, tweede en die derde vers saam in die koor sing ons saam. Oh
hierdie kant toe om seker te maak ek kan nou sê sonder enige verdere uitstel. Gaan ons begin met ons program. 'n Program waarin daar hard gewerk is en ons wil net baie dankie sê vir almal wat soveel voorbereiding ingesit het om hierdie programmetjie wat ons gaan afhandel in 'n paar minute, is daar baie tyd ingesit om hom so te kry. En ons is dankbaar daarvoor, vir al die voorbereiding, al die oefening en alles wat gedoen is voor die tyd, is ons baie dankbaar. So dankie vir almal wat betrokke was by dit. En dan vir ons pragtige kindertjies wat hier voorsit. Ek weet julle voel dalk miskien nou snaaks by die goeders wat julle kom, ek weet dit. Maar julle gaan dit nooit vergeet nie. As ek so na julle kyk, onthou ek nog toe ek in die sonnaarskool was en ek hier voorgestaan het, het dit ook so gelyk soos julle. En dit was lekker geweest. Dit was lekker om saam te sing en om te sing van Jesus. En die grootste geskenk, gaan julle sien julle uit aan die geskenke wat julle gaan kry. Die grootste geskenk is Jesus. Dit is altyd lekker om te sing van wie hy is en wat hy vir ons kom doen het. So vriende, ons gaan begin met die kinders se program en ek gaan sommer net voor die tyd net noem dat ons gaan sommer net alles volg op die bord. Julle hoor my stem oor as genoeg. So ons gaan volg op die bord. Julle sal sien daar's baie kere word daar gesê die gemeente sing saam, ander kere die koor. Nou dis die koor, dis ons sanggroep. En dan gaan ons sing en dan ander kere sing die gemeente saam met die koor. So maar julle sal dit baie duidelik kan sien, baie mooi kan saam volg. Jy kan net so sit, wees gemaklik, wees rustig, geniet elke oomblik. En soos wat ek aan die begin gesê het, mag julle fokus deurgangs op die Here Jesus val. Wie hy is, wat hy vir ons kom doen. En mag ons in hierdie tyd ons harte so verheug oor hierdie groot geskenk en gawe wat ons ontvang. So kom ons begin en ek gaan vir die kleintjies vra, die kinders vra om vir ons na vore te kom. Dan kan julle staanplekke inneem en dan kan julle begin om julle liedjies dan vir ons almal lekker te sing. Kom by ons woon, as 'n kindjie in 'n stal, koning van die groot heelal. Herders het 'n stem gehoor. Luister na die engelkoor. Vrede daal op aarde neer met 'n kindjie klein en teer. Wyse manne kom van ver, volg die rigting van 'n ster. Reis eers na Jerusalem, maar vind die kind in Bethlehem. Kom nou kinders almal saam. Laat ons na hom gaan. Laat ons dankbaar hulde bring en vir hom ons liedere sing. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is
Kersfees, Christusfees, deur Koos van Emmenis.
Rustigheid het oor die velde neergedaal. Skaapwagters kon die vrede aanvoel. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Stille nag, heilige nag, Bethlehemster wat helder skyn. En toe, die wonderskone sang van die engelekoor, wat sing vir die nederige skaapwagters. Die heiland is gebore. God almagtig het mens geword, sy hemelwoning verlaat en word mens in 'n sondige wêreld. So sagte reën die dor aarde benat, so daal Gods liefde neer. Onbeskryflik, ongelooflik, God word mens vir jou en vir my. Die liefde van die hemelstad, die blink môre ster, die Alfa en Omega, die koning van alle konings. Hy wat is, wat was en ewig sal wees, trek sy aardskleed aan. Lof en ere, aanbidding en lofgesange, Jesus kind, nederige Jesus kind, laat ons kliel en jubel en juig, ons verlosser is gebore, saligmaker van sondaar mens, vir jou en vir my, te Bethlehem, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. He
dankie vriende, nou kan julle stemme so bietjie is. Terwyl ek net 'n gedagte of twee met julle gaan deel. En ek vertrou julle geniet dit so saam, die tyd saam, die geleentheid wat ons het om die Here se lof te besing. Ek vertrou dat u hart vol is in hierdie môre, net op grond van wat hy vir ons kom doen het, en hierdie wonderlike en onbeskryflike offer van wat Jesus vir ons kom bring het. En ek wil net 'n paar teksverse saam lees uit Jesaja 40. Nou hulle het my gesê ek moet myself inhou vanoggend, nie te lank preek nie. Ons gaan nog sing na ook. So ek gaan net Jesaja 40 vanaf vers 1. Net daardie 11 teksverse wat ek wil saam lees. Die woord sê: Troos, troos my volk, sê julle God. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar totdat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. 'n Stem van een wat roep: Berei in die woestyn die weg van die Here, maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir ons God. Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word, en die bulk moet 'n gelykte en die rotsagtige plekke 'n laagte word. En die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word, en alle vlees tesame sal dit sien, want die mond van die Here het dit gespreek. 'n Stem sê: Roep, en hy vra: Wat moet ek roep? Alle vlees is gras, en al sy aanvalligheid soos 'n blom van die veld. Die gras verdor, die blom verwelk, as die asem van die Here daarin blaas. Voorwaar, die volk is gras. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onze God hou stand tot in ewigheid. O Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op 'n hoë berg, oor Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag, hef dit op, wees nie bevrees nie, sê aan die stede van Juda: Hier is julle God. Kyk, die Here sal kom as 'n sterkte, en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom, en sy beloning is voor sy aangesig. Hy sal sy kudde laat wei soos 'n herder, hy sal die lammers in sy arm vergader, en aan sy bors dra, die lammeroeie sal hy saggies lei. Vriende, ek wil net so 'n gedagte of twee met u deel vanuit hierdie gedeelte, veral as 'n mens gaan kyk na vers 3 van Jesaja 40, wat sê: 'n stem van een wat roep, berei in die woestyn die weg van die Here, maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir ons God. Hierdie voorbereiding wat Johannes die Doper hoofsaaklik gemaak het vir die koms van die Here Jesus. En as jy nou gaan kyk in Matteus 3, dan is die Johannes die Doper se boodskap is: bekeer julle. Hy berei die weg voor vir die een wat gaan kom. En wil ek graag net met julle praat rondom die gedagte van 'n Kersfees voorbereiding. Dat ons harte moet voorberei ook vir die Kerstyd. Nou vriende, as ons dink aan Kersfees voorbereiding, dan weet ek waaraan julle dink. Julle dink aan die skaaphout wat julle moet koop voor Kersdag. Julle dink aan al die geskenke wat julle moet koop. Julle dink aan wat julle gemis het op Black Friday en wat julle nou ten duurste moet aankoop volgende week. Ons dink aan al hierdie gedagtes wanneer ons dink aan die Kerstyd. Ons dink aan voorbereiding, van julle gaan dalk weg, van julle dink alreeds oor wat julle gaan pak en wat julle nie gaan pak nie. Ek het vir julle goeie nuus, as julle nie in Jeffreys Baai gaan vakansie nie, kan julle net somersklere pak op enige ander plek waar julle gaan vakansie hou, want Jeffreys Baai weet jy nooit wat jy kry nie. Maar daar is baie gedagtes as ons dink aan om onsself voor te berei vir die Kerstyd. Daar's baie dinge waaraan ons kan dink. Die tannies en die dames dink alreeds aan die kos wat julle gaan maak vir julle geliefdes en vir julle familie en almal wat gaan kom kuier. Maar bo alles moet ons harte voorberei vir hierdie Kerstyd. Want nou ons raak baie keer so vasgevang in al die ander dinge van Kerstyd dat ons soms, en alhoewel ons baie daaroor praat en alhoewel ons baie sê ja, Jesus is gebore, gaan ons soms verby die ware boodskap van Kersfees. En dis die gebed van my hart dat ons in hierdie tyd weer ons harte sal voorberei vir die Kerstyd. En ek wil net 'n paar gedagtes deel van hoe ons harte gaan voorberei. Dit is baie eenvoudige gedagtes. Die eerste een, om ons hart voor te berei om ware Kersfees te geniet hierdie jaar, moet ons weer leer om soos 'n kind te wees. Ja, jy het reg gehoor. Het jy al gesien hoe opgewonde is die kinders oor Kerstyd? Kyk, as die liggies begin opkom hier in Oktober al, dan blom die gesiggies. Want hulle weet, een van die dae is dit Kersfees. Een van die dae gaan oupa en ouma kom. Een van die dae gaan hulle sit en hulle gaan geskenkies ontvang. Een van die dae gaan hulle net bietjie ontspan en pa en ma gaan bietjie wegbreek van hulle besige skedules en net so bietjie tyd saam met hulle deurbring. Kersfees is 'n wonderlike tyd vir 'n kind.
Partykeer kyk ek na my kinders en ek dink, jette, waar is daar die opgewondenheid in ons volwassenes harte oor die Kerstyd? En liewe vriende, Kersfees is 'n wonderlike tyd. Maar as jy gaan dink aan 'n kind, 'n paar gedagtes van 'n kind is afhanklik. En ons moet ook afhanklik wees, afhanklik van ons God, afhanklik van ons Verlosser. Verder is 'n kind ervaar gedurig deur verwondering. Dit is my so mooi as ek die kinders sien en ek stap met hulle en ewe skielik sien hulle die liggies en jy ry met hulle hier in die paaie en jy sal sien, dis 'n paar plekke waar jy kan ry en waar jy liggies kan kyk in Desember. En die kinders sien daai liggies en hulle sê, "Wow, kyk hoe mooi is dit." 'n Kind is so maklik om in verwondering te raak oor sake. Vanoggend toe kom Carlo daar van die sitkamer af gehardloop na my studeerkamer toe. Papa, en ek sê, "Kom Carlo, wat is dit?" Hy sê, "Vandag is dit somer." Opgewonde oor somer wat aangebreek het. 'n Kind raak so maklik in verwondering oor goedjies. My liewe vriend, dit het tyd geraak dat ons weer soos kinders moet word. Dat ons weer in verwondering moet wees van waaroor hierdie tyd gaan. Dit gaan oor Jesus wat sy goddelikheid afgestaan het, wat in die hemelruim was saam met God en wat homself ontledig het deur na hierdie vuil, deurmekaar chaotiese aardbol te kom vir u en vir my. Dit is rede om ons te verwonder. En ons moet so 'n verwondering wees. As ek net gaan kyk na Jesaja, sien in Jesaja 7 vers 14. Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Wat beteken God? Met ons. Dit alleen behoort ons in verwondering te raak. Ons moet in hierdie môre as ons hier uitgaan, moet ons soos 'n kind wees, die heeltyd glimlag, die heeltyd lag, die heeltyd vol blydskap wees, want Jesus Christus, Immanuel, het gekom en hy het in ons plek gesterf. En nou kom die woord, en ons ken dit baie goed in Jesaja 9 vers 5, en hy sê, want 'n kind is vir ons gebore. 'n Seun is aan ons gegee. En luister mooi, die heerskappy is op sy skouers. Hoor die vriende, wie is in beheer van hierdie lewe? Jesus is in beheer. God is in beheer. Die een wat ons aanbid, hy is in beheer. Die heerskappy is op sy skouers en hy word genoem wonderbaar. Hoor jy, wonderbaar. Ons moet in verwondering wees, want Jesus is wonderbaar. Hy is raadsman. As daar iemand is wat vir jou kan raad gee in die nuwe jaar, in alles waartoe jy gaan, dis hy's wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Dit wat in hom is, sal stand bly tot in alle ewigheid. Nou as ons dit hoor, behoort dit ons te laat in verwondering. Dit het tyd geword dat ons weer soos kinders moet word. Om ons harte voor te berei vir hierdie Kerstyd. Kom ons word weer soos 'n kind. En kom ons wees in verwondering oor alles. Verder moet ons harte voor te berei, moet ons weer opnuut die seën van vrygewigheid ontdek. My liewe vriende, die Bybel sê vir ons in Handelinge 20:35, ek het julle in alles getoon, dat ons deur so te arbei die swakkes moet help, en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat hy gesê het, dit is saliger om te gee, as om te ontvang. En hierdie tyd sien ons uit om te gee. Wat te gee? Ons liefde vir ons mense. Ons lewe vir die Here. My liewe vriend, as ons kerk toe kom, en as ons in ons binnekamer ingaan, is dit nie, Here, ek wil hier in my binnekamer gaan, of wil hier in die kerk sit om te kyk wat se seën ek kan ontvang. Nee, dis nie die houding wat ons moet hê nie. Jammer nou vir daardie uitdrukking. As ons stil raak, en as ons hier is, moet ons sê, Here, ek wil gee. Ek wil my lofoffer vir U gee. Ek wil my dank vir U gee. Hoe anders sal kerk wees, as ons hiernatoe kom, nie krities oor wat ons gaan ontvang, maar om te gee. Vir wie hy is, vir wat hy vir ons kom doen het, vir wat hy vir ons kom bied, vir sy lewe wat hy vir ons gegee het. En dan die laaste gedagte, vir ons om ons harte voor te berei in hierdie Kerstyd, moet ons weer die ligte aansit. Ons liggies, wat 'n gepaste gedagte oor die Kerstyd, né? As liggies oral, en die liggies gaan net meer word. My liewe vriend, as jy in hierdie Kerstyd ry, en jy sien die ligte, wat so in die mense se huise brand, mag ons onthou, ons het 'n verantwoordelikheid, om ons ligte te brand vir die Here. In hierdie Kerstyd moet ons die geleenthede aangryp, om ons lig te laat skyn,
Die woord sê vir ons in Filippense 2, doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. My liewe vriend, daar is min tye waar ons so 'n goeie geleentheid het om die evangelie te deel soos in Kerstyd. Almal is in hierdie, hulle sê ons die Kersfeesvier. Almal het dit. Almal is in hierdie vrolike bui, want dis Kersfeeste. Dis die wonderlikste geleentheid vir ons om ons ligte te laat skyn, daar waar die Here ons plaas. Vir die van julle wat nog moet werk, sterkte, ek is saam met julle, maar daar by die werksplek, kom ons gaan skyn ons lig. Volgende jaar, daar waar ons beweeg, kom ons skyn ons lig. By ons families wat gaan kom ons skyn die lig, kom ons skyn die lig van die Here Jesus. Dis hoe ons harte voorberei vir die Kersfees, is om nou al te begin, om ons ligte te laat skyn. Ek sluit af met Matteus 5, wat vir ons sê, julle, luister mooi vriende, as u vandag hier sit, en die lig van Christus het al in u hart opgekom, as u vandag hier sit, en u weet dat u by daardie dag gekom het, dat u lewe verander is, dat die Here Jesus u kom red het, sê die woord, julle is die lig van die wêreld. Wie? Ons sla almal oor, kyk hoe lyk dit hier buite, kyk hoe vreeslik is dit. Ons is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. En dan kom hy in vers 16 en hy sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. So mag ons in hierdie tyd ons harte in gereedheid bring. Mag ons weer word soos kinders. Mag ons in verwondering wees oor die tyd waarin ons is. Mag ons vrygewig wees. Mag ons besef dit is saliger om te gee as om te ontvang. En mag ons in hierdie tyd ons ligte laat skyn tot eer en verheerliking van ons Koning. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie dat ons vir U kan vra om ons hiertoe op te roep. Ons is besig om baie reg te maak vir die Kerstyd en vir almal wat kom en die familie en die vriende en ons wat al miskien weggaan. Maar Here, terwyl ons so woelig is, mag ons ook onsself herinner dat ons harte in gereedheid moet bring. Ons bevind onsself in 'n seisoen waar ons die fokus op U kan plaas. En Here, mag ons dit doen, mag ons in verwondering wees oor wie U is. Here, mag ons weer soos 'n kind word in daardie opsig en net sommer maar net in ons binnekamer net sit en in 'n lofoffer uitbars en sê, Here, alle eer aan U wat U alles vir ons gegee het, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Here, mag ons hierdie waarheid so deel van ons lewe maak en mag ons ons harte voorberei vir die tyd waarin ons onsself bevind. Amen. Ons is amper klaar. Kom ons geniet die laaste paar liedere. Ek wil die vra asseblief sing uit volle bors en kom ons verheerlik ons Koning. Stay
baie dankie vriende, ons het dan tot die einde gekom van ons kerstdiens van 2024. Dan vra dat u sal staan, dan sing ons die oorwinningslied, want ons het sopas gehoor, hy is ons ewige Vader, daarom kan ons hierdie lied met vrymoedigheid sing. So kom ons staan, dan sing ons hierdie paar verse saam. Daar is soveel moeite gedoen, die verskillende instrumente wat gespeel is en die koor wat moeite gedoen het om die laaste paar weke elke weekie bymekaar te kom. Vir elkeen van julle, ons waardeer julle, dankie dat julle gekom het en saam met ons kon deel in hierdie pragtige dag. En dan is ons ook baie dankbaar vir Rian en Denike wat vir ons so pragtig saam gesing het en ek glo julle sal saamstem. Baie mooi, volgende keer moet hulle langer sing en dan kan ons dit ook inwerk. Maar baie dankie, ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die tederende opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van u wees en bly.